As hy vriende en familie baie welkom by vanoggend se erediens, baie welkom in die huis van die Here. Dit is regtig 'n groot voorreg om vanoggend weer op so 'n manier by mekaar te kan kom. En vir die wat na die aanlyn link gaan kyk, baie welkom aan julle ook. 'n Besonderse welkom aan almal wat na die opname kyk. Voordat ons begin, wil ek graag net hoor, is hier enige verjaarsdae dalk hier van môre met ons wat in die komende week verjaar. Dalk is hy nie vanoggend verjaarsdag hier saam met ons nie, maar dalk is hy iemand wat na die link kyk wat ook verjaarsdag het. So is hy enigiemand wat verjaar, daar is iemand daar. Baie welkom aan Tannie. Ons sal nou nie vra hoe oud word Tannie nie of hoe jonk Tannie word nie, maar ons wil net vir Tannie regtig baie hartlik geluk sê. Hier verjaar iemand ook, verjaar jou. Baie geluk aan jou ook, mag dit regtig 'n besonderse verjaarsdag wees. Wanneer is dit? Môre, baie geluk met dit, mag geseën wees en mag jy elke oomblik daarvan geniet en God se genade en goedertierenheid beleef. Kom ons hoor so 'n bietjie, is hier enige huweliksherdenkings? Enige huweliksherdenkings? Geen binnehuis, ook is hy iemand wat na die link kyk, wat ook hulle huwelikherdenking vier in die komende week, baie geluk aan julle, baie dankie dat julle vir ons jonger mense so voorbeelde is. Dit is so wonderlik om by mense te hoor hoe dit in hulle huwelike gaan, en ons as jong mense kyk regtig op na julle, wat deur dik en dun by mekaar staan, en wat vir ons so ook 'n voorbeeld is. So op daardie noot, ek en Johanay word Vrydag, laat ek nou net die dag reg het. Ja, Vrydag word ons in die huwelik bevestig. Ons dank julle regtig vir julle ondersteuning in hierdie tyd, vir julle geskenke wat julle aandra en vir ons gee. Dankie dat julle ons so ook seën, en baie dankie dat julle natuurlik vir ons ook bid. Ons waardeer dit regtig so baie. So volgende Sondag en die Sondag daarna sal die gassprekers wees, gaspredikers, ons sal ook daardie inligting so met julle deel. Dan wil ons net noem dat die kerkraadsvergadering dan van hierdie week het geskuif na die 16 September toe. Ons vra dat julle asseblief daarvoor sal bid en dat julle ook ons in die kerkraad in gedagte sal hou. Ons wil dan ook net met julle deel dat die huweliksseminaar en dat die meisieskamp wat by Makarios plaasgevind het, dat dit ongelukkig weens COVID en die regulasies afgestel is. En so ook moes ons 'n moeilike besluit geneem het en moes ons die kunstefees ook ongelukkig uitgestel het. Ons sal bietjie verder daaroor dink en ook so in daardie verband na julle toe kom. Dan wil ons julle net herinner, die 29 Augustus is die kollekte vir die Bybelsondag. Julle kan so ook op julle SnapScan kan julle natuurlik so ook 'n bydrae maak of 'n kontant bydrae lewer, of anders te so ook as julle EFT inbetalings doen, dat julle net spesifiseer dat dit so ook vir die Bybelsondag gaan. Ons gaan daardie kollekte ook vir die Bybelsondag. Ja, op daardie noot dink ek dat dit reg sal wees as ek dan net 'n laastering net met julle deel, en dit gaan oor die hoe kan ek sê, oor die verkrying van ons preke, of die verkrying van die link. Daar is 'n Facebook bladsy, maar 'n nuwe een wat gestig is om kommunikasie makliker te maak, en dit is hoe dit lyk. So as jy op die ou bladsy is, asseblief like die nuwe bladsy en share ook, deel ook asseblief hierdie bladsy met jou kinders en vriende en broers en susters en sommer met almal wat jy ken. Ons preke en kommunikasie, gedagte vir die week, alles word daarop gedeel, en so ook is ons preke op ons YouTube kanaal beskikbaar. Let op dat die NG Komati is die Facebook bladsy se naam, maar ons YouTube kanaal is NG Kerk Komati Poort, as julle so ook die preke kry. En vir die ouer gardes wat ongelukkig dink dat jy die YouTube app op jou foon moet hê, dit werk nie so nie, jy kan net op die link klik, en as julle nie weet nie, ek is beskikbaar om julle daarmee te help, of vra 'n klein kind of 'n klein seun of dogter, hulle sal julle daarmee kan help.
Ag vriende, dit is regtig so groot voorreg om vanoggend met 'n goeie gemoed en met 'n boodskap wat in my leef, wat regtig my opgewonde maak om dit met julle vanmôre te deel. 'n Boodskap wat in my lewe 'n groot rol gespeel het in die oomblik toe ek tot bekering gekom het. Maar voordat ons daaroor gesels, kom ons raak rustig en dan bid ons saam. En dat jy ook in hierdie oomblik ook die Here in jou lewe innooi en vra dat sy gees ook met jou sal wees en ook hier in die midde tussen ons is. Dat jy jou spesifieke verwagting aan hom opdra en vir hom sê dat hy asseblief jou moet help met dit waarmee jy worstel, met dit wat in jou gedagtes besig is, of net sommer oor dit waaroor jy bly is. Kom ons lê dit vandag by die voete van die Here neer en ons vertrou hom ook dat hy ons gebede hoor en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Here, U ken elke gedagte van ons. U ken elke begeerte, elke wens, elke uitdaging van ons. Ag Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier met 'n verwagting sit, omdat ons 'n verwagting het om 'n ontmoeting met U te hê, om U stem te hoor, om U teenwoordigheid te beleef, om Here vanoggend net te weet dat U met ons is. Here, help ons asseblief om in hierdie oomblik en in hierdie oomblik ook stil te kan raak en bewus te kan raak van U teenwoordigheid. Dat ons sensitief vir die Gees sal wees. Dat ons sensitief vir U stem sal wees. Dat ons sensitief sal wees vir dit wat U vanoggend ook met ons wil deel. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Dankie dat ons weet dat dit nie my woorde is nie, maar dat dit U woorde is. En dankie dat ons weet dat ons geseënd word elke keer wanneer ons uit die woord uit lees. En wanneer ons gedagtes, ons uitdagings, ons bekommernisse, ons geluk en ons blydskap by U voete neerlê. Here, in daardie selfde maar net vir dankie sê vir almal wat verjaar. Here, dat U asseblief met hulle sal wees en hulle ryklik sal seën en Here, sommer nog baie lewensjare saam met hulle sal toevoeg. Here, mag hulle goedertierenheid, Here, die deernis en die omgee en die liefde so ook beleef. Dankie vir die wat huweliksherdenkings het en dankie dat ons ook vir hulle kan bid. Here, wees U ook asseblief met hulle. Ag ja, Here, ons dink aan almal wat COVID het, ons dink aan almal wat kanker het, ons dink aan almal wat op 'n siekebed lê. Here, dat U asseblief ook met hulle is. Dat U ook aan hulle sal dink en aan hulle naaste sal dink. En Vader, dat U met hulle ook sal wees. Here, ons bid vir almal wat uitdagende omstandighede het. Here, dat U vir hulle die weg sal uitwys, dat U hulle leiding sal gee en hulle sal help om deur hulle omstandighede te kom. Here, mag ons U goedertierenheid beleef in alles wat ons aanpak. Alles wat ons doen, en mag ons weet dat U ons wil seën. Here, mag ons weet dat U wil hê ons lewens moet vol blydskap wees. Mag ons dit besef en mag ons besef hoe lief U vir ons is. U liefde wat so groot is, wat ons nie elke dag kan begryp nie. Help ons om ietsie daarvan te verstaan. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou lekker saam sing in die naam van die Here, groot maak en hom loof en prys. Die eerste 2 liedere gaan staande wees, daarna gaan ons sit en dan so ook lof aan die Here toebring. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. Wat heel
My kind, ek het jou gemaak om te wees wat jy nou is. Ek het jou gevorm en geroep om goeie dade te doen. Jy is bestem daarvoor om my stem te hoor. Ek roep jou om die mure wat skeiding bring af te breek, om liefde te kweek en versoening te bring tussen mense. Jy sien, jy kan meer doen as wat jy ooit kan dink of bid, want ek het my skuldvrye goddelike liefde in jou hart gesit. Verder, hoër en dieper as wat jy ooit sal weet, langer en wyer as wat jy ooit sal kan meet. Hierdie liefde lei jou om my wil te vervul en dit vervul jou met my volheid om gevorm te word in my gees, sodat jy elke dag nog 'n bietjie meer in my, saam met my en soos ek kan wees. Ek roep jou vir 'n lewe volkome toegewy aan my, want my begeerte is jou hier teen aan my sy.
om nie te dink, te word en te leef, groter as jouself om heilig te wees. Jy is een met my. Deur die bloed van Christus is jy nou deel van my huisgesin. My kind, jy kan meer doen as wat jy ooit sal kan bid of kan dink, want jy is my meesterstuk. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat dit ook woorde is wat ons vanoggend moet hoor. Here, dat dit woorde is wat ons vanoggend moet besef dat ons vir U so belangrik is. Here, dat U na ons lewens kyk en sê dat ons 'n meesterstuk is. Here, dankie daarvoor. Dankie dat U vir ons so lief is. Here, dat U sê dat ons belangrik is. Here, help ons om dit te besef en help ons om vanoggend sensitief vir U stem te wees met dit wat U vanoggend ook vir ons wil deel. En help ons asseblief om dit te hoor en 'n deel van ons lewens te maak. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Dit is regtig 'n groot voorreg om vanoggend met jou 'n bietjie oor keuses te praat. So vanoggend se tema is metamorfose. In die video het julle gesien van die skoenlapper wat uit die kokon uitkom. So ons gaan bietjie daarby stil staan. Maar voordat ons iets oor daardie beeld met mekaar deel, wil ek graag die volgende navorsing wat ek in die week wat verby is gelees het en wat regtig my anderste na my brein en na my eie denke laat kyk het en na keuses wat ek maak laat kyk het. En ek hoop dit doen vir jou dieselfde. Nou dit wat ek gelees het wat my so geskok het is dat ek en jy wat 'n volwasse persoon is, maak 35,000 keuses 'n dag. Dit beteken 2000 keuses elke uur as jy slegs 7 ure 'n aand slaap. 'n kind maak 3000 keuses op 'n dag. Daarom sal kinders so baie vir hulle ouers vra, mamma, kan ek dit kry of mamma, kan ek dit doen of pappa, kan ek asseblief hierdie kry of na hierdie maatjie toe gaan of kan dit gebeur of dat gebeur. Ook sê die navorsing vir ons dat onderwysers die beroep is wat die meeste emosionele besluite moet maak. En ons verstaan dit want hulle werk met kinders. Hoe groter jou verantwoordelikheid, hoe belangriker is die keuse wat jy maak. En dit is iets wat ons moet hoor. As ek en jy in leiersposisie sit, is die keuses wat ons moet maak soveel meer en soveel belangriker. Ek en jy wat geroep is vir 'n groter taak en 'n groter droom, se keuses is soveel belangriker omdat daar soveel oë op ons gerig is. Net die feit dat ek en jy beklemtoon dat ons volgelinge van Christus is, dat ons Christene is die keuses wat ek en jy moet maak soveel belangriker. Die keuses wat ek en jy maak beïnvloed nie net ons dag nie, maar dit beïnvloed ons hele lewe. Maar wat die woord vir ons leer is dat die keuses wat ek en jy hier op aarde maak, beïnvloed nie net jou dag vandag nie, dit beïnvloed nie môre nie, dit beïnvloed nie jou lewe hier op aarde alleenlik nie, maar ook jou lewe hierna. Daarom is keuses so belangrik. En daarom is dit belangrik dat ek en jy die regte keuses moet maak en moet uitoefen. Wat moet ek en jy kies? As jong mens moet jy kies, wat gaan jy eendag word? Hoe moeilik was daai keuse nie vir sommiges gewees nie? As jong mens moet jy kies, wie is jou vriende? Jy moet vandag nog so keuse in sekere gevalle maak. Jy moet kies wat jy gaan studeer. Ons moet kies wat ons glo, ons moet kies vir wie ons stem, ons moet kies waarna toe ons gaan, ons moet soveel keuses maak. 2000 keuses elke uur. En hierdie is nie net dalk 2000 keuses wat groot keuses en belangrike keuses is nie,
Maar net die feit of jy links of regs kyk, dit is 'n keuse. Of jy vir iets kyk of wegkyk. Jy sien, keuses wat my en jou lewe bepaal, maak soms dat ons op 'n sekere manier in sekere verhoudings is. Die keuses wat ek en jy beoefen, wys duidelik uit in watse tipe verhoudings ons is. Nie net met mense nie, maar ook met die Here. Daarom is dit belangrik dat ons hieroor saamgesels. Want sien, ons is so gewoond daaraan om iets te kies omdat dit ideaal lyk, omdat dit na die beste lyk, maar ons besef nie altyd die nagevolge van ons keuses nie. Ons besef nie altyd wat daardie keuses 'n nagevolg aan onsself of aan ander gaan doen nie. En as ons dit nie besef nie, kan dit soveel keer gebeur dat ons of onsself seer maak, of laat ons ander mense seer maak. Soveel keer wil ons 'n keuse kies, omdat die keuse na die beter uitweg lyk. Maar ons dink nie aan die nagevolg wat dalk nie so beter lyk nie. As jy punt A kies en jy kies vir hierdie spesifieke ding, moet ek en jy besef dat alhoewel ons vrye keuse tot daardie keuse het, dat ons nie vrye keuse tot daardie keuse se nagevolge het nie. As ek en jy punt A kies, dan gaan A se nagevolge gebeur. As ek en jy punt B kies, dan gaan punt B se nagevolge gebeur. Punt A kan goed of sleg wees, maar punt B kan ook goed of sleg wees. As die keuse van punt A sleg is, dan gaan die nagevolg sleg wees. Ons moet nie net dink aan die keuse nie, en laat hierdie keuse dalk soos 'n ideaal lyk nie, maar ons moet dink aan wat die nagevolg is. En God leer dit vir ons van die begin van die Ou Testament al af. Waar hy vir Adam en Eva gesê het, maar van hierdie verbode vrug mag julle nie eet nie. Maar die keuse wat Adam en Eva gehad het is, gaan ons van dit eet of gaan ons nie van dit eet nie. En die keuse wat hulle gehad het was, of wat hulle gemaak het is om van dit te eet. Hulle het in die keuse vasgekyk. Maar hulle het nie na die nagevolg gekyk nie. Ek en jy moet besef dat ons die keuse en die nagevolge nie van mekaar kan skei nie. En so is dit in ons lewens ook. En God wat ons roep om die regte keuses te maak en uit te oefen. As ek en jy sekere waardes vir onsself toeëien, en as ons 'n sekere geloofsstruktuur het, gaan dit soveel makliker wees wanneer ons op kruispaaie is, of wanneer ons by paaie is wat dead ends het. Daarom is dit belangrik dat ek en jy reëls vir onsself stel. Maar nie net vir onsself nie, maar laat ons gaan kyk na watse reëls het God vir ons in plek. En ek wil nie altyd na dit as reëls verwys nie, maar ek wil eerder sê, dat dit is God se vaderhart om vir ons sekere dinge in plek te sit, want hy sê vir ons, my kind, as jy hierdie gaan kies, gaan jy seer kry. Jy verstaan nie daardie nagevolg van daardie keuse nie. Daarom wil ek hê, jy moenie sonde doen nie. Daarom wil ek hê, jy moenie verkeerd optree nie. Daarom wil ek hê, wees gehoorsaam aan my en my wil. Want ek weet wat die beste vir jou is. Want jy kyk net in die keuse vas, maar jy kyk nie in die nagevolge van daardie keuse vas nie. Daarom wil ek dit nie reëls noem nie, maar ek wil dit eerder noem as riglyne uit sy liefde hart uit. Omdat hy ons almal en die besluite beter as ons verstaan. Omdat God vir ons lief het, is daar sekere riglyne wat ons moet nakom. En ek en jy daardie keuse om dit na te kom, en as ons besluit om ons rug op dit te draai, is die nagevolg
laat ons droog maak. Dan is die nagevolg dat ons ongehoorsaam is. En daarom is dit belangrik om te besef, dat God roep ons. Die oomblik wat jy sê, maar jy volg sy seun, word jy geroep om anders te lewe. En daarom praat Paulus in die Nuwe Testament van hierdie twee wêrelde waarin ek en jy ons bevind. Die eerste wêreld is die wêreld van die vlees en die dinge van die vlees, en dat dit is die natuurlike manier waarna toe ons wil gaan, dit die maklike manier is. Dat dit is die wêreldse dinge, en daarteenoor praat hy van die hemelse dinge, die dinge van die koninkryk, en die dinge van die liefde van God. En Paulus wat vir ons sê, maar ek wil hê julle moet besef, dat voordat julle Christus geken het, kan julle nie meer soos julle vorige lewe leef nie. Maar dat julle in Christus 'n nuwe lewe ontvang het. En omdat julle 'n nuwe lewe ontvang het, is julle deel van hierdie nuwe wêreld. En ons gaan iets daarvan vanoggend met mekaar deel. Want jy sien, die keuses wat ek en jy maak en beoefen, is eintlik die rede hoekom ek en jy soms ons grootste vyande is. En dit wat ek nou volgende gaan sê is harde woorde, maar jy is soms jou grootste vyand en ek is soms my grootste vyand, want jy het dit gerook, jy het dit gedrink, jy het dit geëet, jy het daarna gekyk, jy het dit gedate, jy het met dit geslaap, jy het daardie transaksie gedoen, jy het daardie skuld geteken, en jy het dit gekies. En so kan ek aangaan. Jy sien, soveel keer maak ons verkeerde keuses, en daardie keuses bring afstand tussen ons en God, en tussen ons en ander mense. Daarom praat God van 'n nuwe lewe wat in Christus te vinde is. In die oomblik wanneer ek en jy vir Christus kies, kan ek en jy nie meer met die een voet in die lewe van Christus wees, en met die ander voet in die dinge van die wêreld wees nie. En net nou gaan ons na Petrus kyk, en Petrus wat iets verstaan van nog 'n kans. Maar voordat ons daarna kyk, kom ons lees net wat skryf Paulus in Efesiërs vir ons, en julle kan oopmaak by Efesiërs 4, en ons lees vanaf vers 17 tot en met 24, waar Paulus vir ons die volgende skryf, en hy sê dit, as julle Efesiërs 4 vers 17 tot en met 24 toe blaai, kan julle ook, as jy 'n pen by jou het, vers 22, 23 en 24 onderstreep, want ons gaan vanmôre daarby stil staan. Maar kom ons hoor die volgende wat Paulus skryf, hy sê, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. En hoor die volgende woorde, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle geestelike gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Hierdie is kragtige woorde waar Paulus vir ons sê, maar ek en jy kan nie meer lewe soos ons vroeër gelewe het nie. Ons kan nie die kant van die sonde kies nie. Want die een wat die sonde kies,
word beskou as 'n vyand van God. Die een wat verkeerde kies, word beskou as een wat teen die dinge van die koninkryk en van die Here staan. En Paulus sê, hou dan op om so te lewe, soos julle vroeër gelewe het. En ek wil net by vers 22 stil staan waar hy sê, breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Daardie breek is so 'n kragtige woord, want dit beteken dat ek en jy weg moet hardloop van dit af. Dat ons dit uit ons lewens moet skeer. Dit is nie iets wat geleidelik net moet gebeur nie. Ag, môre sal ek bietjie minder en die dag daarna sal ek net nog 'n klein bietjie minder en bietjie minder nie. Nee, dit is iets wat ek en jy in ons lewens moet doen en 'n besluit wat ons moet maak om te sê, maar ons maak ons los van dit af. En laat Paulus vir ons sê, dat ons moet hoor dat hierdie dinge, waarvan hy skryf, hy sê, hierdie dinge is die sondige begeertes, en hierdie sondige begeertes verteer vir my en vir jou. Hy besef dat die sonde ons seer maak, dat die sonde ons vernietig. En indien dit nie net vir ons vernietig nie, vernietig dit die mense om ons, of in die verhoudings vir ons ontstaan, of ons verhouding met die Here. Juis omdat God dit weet, omdat God verstaan dat die sonde ons vernietig en die sonde ons seer maak en die sonde nie goed vir ons is nie, sê God vir ons, maar ek wil vir julle die beste gee en ek wil vir julle die beste wees, en daarom kry ons Johannes 10 vers 10 wat sê, maar ek wil hê julle moet lewe, want die sonde bring die dood in, maar ek gee vir julle die lewe, en ek wil hê julle moet lewe. Dit is God se vaderlike hart. Sy hart is nie 'n hart van klomp reëls nie. Sy hart is 'n hart van liefde, en juis omdat hy vir my en vir jou lief is, wil hy hê dat ek en jy die lewe in oorvloed moet hê, en dat ons moet oorloop in die lewe. En vir my en vir jou om hierdie lewe te leef en uit hierdie lewe te leef, moet ons 2 Petrus 3 vers 14 en 15 hoor, waar Petrus die volgende sê, en dit is vir so mooi, en hy sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Ek en jy word genooi om vlekkeloos, skoon en onberispelik voor God te wees. Want as ons verhouding met God reg is, sal ons verhouding met onsself en met ander en met die wêreld ook reg wees. Maar ek en jy moet kies om vlekkeloos, skoon en onberispelik te lewe. Maar hoor hierdie volgende troostwoorde, en dit is vir my en vir jou wat dalk sê, maar ons lewe is dalk vuil. Ons lewe is nie vlekkeloos nie. Ons lewe is nie waar dit moet wees. Ons verhouding met God is nie op 'n goeie plek nie, en dit is nie waar ek graag begeer dit moet wees nie. En Petrus sê die volgende vers 15, en hy sê, en beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. Ek dink ons almal ken vir Petrus wat Jesus verraai het. Petrus wat deur Jesus nog 'n kans gekry het. Petrus wat die groot opdrag gekry het om die rots van die kerk te wees waarop Christus sy kerk bou. Hy wat God verraai het, wat vir Christus verraai het en sy rug op Christus gedraai het, het nog 'n kans gekry en Christus het weer aan hom 'n opdrag gegee. Hy het iets van hierdie geduld van God verstaan. En God is met my en jou geduldig. Maar dit is ook so dat ek en jy dit nie moet mors nie, maar dat ek en jy moet verstaan dat hierdie geduld 'n geleentheid vir my en vir jou is om gered te word. Dat God vir ons sê, maar ons het 'n kans, maar laat ons
ons lewens reg moet kry. Juis hierdie beeld van hierdie metamorfose is God wat vir ons sê, maar ek en jy is soos 'n skoenlapper. Ons lewe was dalk soos hierdie skoenlapper, dalk was ons in 'n kokon vasgevang en het ons dood gevoel. Maar dalk het ons dood gevoel en God sê, maar die sonde wat ons gedoen het, ons ou lewe het die dood gebring en het tot ons vasgevang in hierdie kokon in. Maar laat hy sê, maar soos wat hierdie skoenlapper uit hierdie kokon uit kan kom, so kan jy uit jou sonde uitkom, uit hierdie dood uitkom, en so kan ek en jy nog 'n kans hê tot lewe. En hy sê die volgende, en ek wil julle terugvat na Efesiërs toe, waar ons gelees het van vers 23, wat sê, julle gees en julle gedagtes moet nuut word. As ek en jy uit hierdie kokon wil kom, uit hierdie lewe, dan is dit die belangrikste, laat ek en jy ons gedagtes reg kry. Want dit is ons gedagtes wat maak, dat ons soms die verkeerde besluite moet neem. Maar dit is nie net ons gedagtes nie, dit is ons gees ook. In Romeine 8 sê vir ons, dat ons gees moet in samewerking met sy gees wees. Julle moet asseblief dit gaan lees, want dit is so mooi oor God wat sê, dat jou gees in eenheid met sy gees moet wees. Maar ek en jy het 'n uitdaging. En ons uitdaging is dat ons aan ons gedagtes moet werk. Dat ons gedagtes moet beheer. Dit wanneer sonde in ons gedagtes opkom, wanneer verkeerde gedagtes in ons gedagtes opkom, dat ek en jy ons gedagtes regryk en dit beheer. En dit is nie altyd so maklik nie, en ek verstaan dit. En ek dink Paulus het dit ook verstaan, want in Romeine 12 vers 1 tot en met 2 sê hy die volgende, en hy sê, laat ek en jy moet die volgende hoor, en hy sê, gee julleself aan God as lewendige en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Hy sê, dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Ek en jy moet ons en ons gees alles die Here oordra. Ons hele lewe moet ons as 'n offer aan God rig. Dit is die wesenlike van julle godsdiens wat julle moet beoefen. En vers 2 wat hy ons herinner, en hy sê weer, hy sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. So wanneer ek en jy alleen by ons self reg kry nie, wanneer ek en jy nie alleen ons gedagtes, ons gees onder toom en beheer kan hou nie, is dit belangrik dat ons kan weet, maar ons kan God toe draai, want God sal ons help. En dat God ons wil help, want God kan dit vernuwe. Hierdie metamorfose, meta wat beteken verby, dit kom van die Griekse woord van verby af, meta. En morfose, die woord morfe, wat beteken vorm of gestalte. Ek en jy wat 'n nuwe morfe, 'n nuwe gestalte, verby die ou na die nuwe moet kry. En wanneer ek en jy hierdie metamorfose ondergaan, is dit nie net fisies soos die skoenlapper, of die muskiet of die insek nie, maar dan, of die padda nie, maar dan is dit ook natuurlik abstrak, maar dat dit geestelik is. Maar ek en jy moet ons losmaak en nie deel wees van hierdie sondige wêreld nie, en ons moet toelaat dat God ons gedagtes verander en vernuwe. Maar hoorie, hoe mooi is hierdie? Hy sê in vers 2 van Romeine 12, dan sê hy, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Is dit nie so dat dit die moeilikste ding is om te kan onderskei wat God wil hê nie? Is dit nie so moeilik om te onderskei wat die beste keuse vir my en vir jou lewe is nie? Hy sê wanneer ons gedagtes en ons lewens aan God opdra,
sal ek en jy hierdie voorreg hê om te kan onderskei wat reg en verkeerd is. Sal ons hierdie voorreg hê om te kan onderskei wat die beste besluit is. En sal ons kan onderskei tussen wat sonde is, wat verkeerd is en wat reg is. En dit is kragtige woorde wat ek en jy moet memoriseer. Dit is kragtige woorde wat ek en jy onsself elke dag aan moet herinner. Want onderskeidsvermoë is sekerlik die moeilikste ding. Want wanneer ek en jy besluite maak en wanneer ons voor groot keuses in ons lewens staan, weet ons nie altyd wat se kant toe nie. Maar laat God vir ons sê, laat julle sal kan onderskei. Ek wil aangaan na vers 24 toe wat die volgende sê, en dit sê, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. So, dit is so mooi woorde, wees heilig. Vriende, familie, hoe is ek en jy heilig? Ek deel gister by 'n doop wat ek gedoen het, die volgende en ek sê dat in die Ou Testamente en in die Nuwe Testament was heilig geklassifiseer en verstaan as 'n vrou wat haarself hou en spaar vir haar man. En dat Christus is die bruid en ons is die bruidegom en dat ons onsself ook heilig moet hou. Want Christus was heilig. Want in 1 Petrus 1 vers 16 sê Jesus, wees heilig, want ek is heilig. Omdat Christus heilig is, moet ons ook heilig wees. God wat ons roep om so te lewe, om te besef dat ons nie aan die kant van die sonde moet staan nie, maar dat hy vir ons nog 'n geleentheid gee, nog 'n kans gee, om uit ons kokon uit te kom, wat vasgevang is en wat dood is, want alles wat in 'n kokon is dood. Maar laat ons daar moet uitkom, want ek en jy het nog 'n kans, word geroep om heilig te wees. Want wanneer ons so lewe en ons lewe vlekkeloos, onberispelik en heilig is, dan kan ek en jy Efesiërs 2 vers 10 beter verstaan, wat oor ons roeping gaan. Efesiërs 2 vers 10 wat sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ek en jy word geroep om 'n lewe te hê waar ons geloof oorgaan in dade, waar ons nie in sonde leef nie, maar waar ons in goeie dade lewe, waar ons besef dat Christus se kruisiging het versoening gebring, en sy versoening wat dit vir ons gebring het, is die rede hoekom ek en jy uit ons kokon kan uitklim. En omdat ons uit ons kokon kan uitklim, omdat ons uit die dood kan uitkom, uit die kant van die sonde kan uitkom, kan ons in 'n nuwe lewe ingaan, waar ons dan ook heilig is. En waar ek en jy as geroepenes, as volgelinge van Jesus Christus, ons lewe volkome kan wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En wat is daardie goeie dade? Goeie dade jy onderskei wanneer ons gedagtes laat nuut word, soos Romeine 12 ons gesê het. Wanneer ek en jy kan besef dat God ons roep om aan die kant van die liefde te lewe, maar nie soos ons ou vorige lewe nie, maar laat ons 'n nuwe lewe hê. In Romeine 12 sê dit so mooi, en dit sê dat ons dit moet beoefen, want dit kom nie net altyd maklik nie. Maar wanneer ons dit beoefen, moet ons verstaan dat ons onsself daarvan moet losbreek
en lostrek en laat ons dit op so 'n manier moet uitoefen. Ek weet nie wat tans in jou lewe aan die gang is nie en ek weet nie waarmee jy tans besig is nie. Maar as jy dalk besluite moet neem en jy het onderskeidsvermoë nodig en jy moet onderskeid kan tref tussen wat die regte keuse en die regte besluit is, wil ek vir jou vra om jou gedagtes en jou gees ook net weer nuut aan die Here oorgee en vir hom vra om jou die leiding te gee en jou te help. Wanneer jou lewe dalk nie is soos dit moet wees nie en waar jy dalk besig is met dinge waarmee jy nie besig wil wees nie, of waar jy vasgevang is in 'n situasie waarin jy nie vasgevang wil wees nie, wil ek jou uitnooi om met eerlikheid en met opregte hart na God toe te gaan en vir hom te sê, maar dankie vir die geleentheid wat ek het, vir hierdie groot geleentheid wat ek het om hiervan los te kan kom om gered te word, maar neem my gees en my gedagtes oor. Waar jy daar gefouteer het, waar jy droog gemaak het, waar ek en jy verkeerde besluite geneem het en verkeerde dinge gedoen het, dat ons so ook vir God dit kan herken en kan vir hom sê, ons het droog gemaak. Maar help ons asseblief om te verstaan waarmee U besig in ons lewens is en help ons asseblief om so te lewe dat ons dade en ons lewens in ooreenstemming met U wil is. En die belofte wat Jesus Christus vir my en vir jou gegee het, is die volgende, en dit is dat ons sal lewe, en ons sal die lewe in oorvloed hê, want hy het vir ons gekom om te lewe in oorvloed. En ek en jy het daardie lewe, dit wag vir ons. En daardie lewe is nie net vir nou hier vandag, of vir môre, of vir hierdie week, of vir hierdie jaar, of vir hierdie leeftyd nie. Maar daardie lewe is ook vir hierna. Maar dan moet ek en jy 'n keuse maak, wanneer ek en jy in daardie nuwe lewe wil inbeweeg, verby hierdie meta, verby in hierdie morfe, in hierdie morfose in, dan sal ek en jy die ou sondige natuur van ons moet laat gaan. En ons gaan fouteer, ons gaan foute maak, en ons gaan dit nie die eerste keer reg kry nie. Maar laat ek en jy dit moet beoefen, sodat God vir ons kan gebruik, sodat sy roeping en sy doel in ons lewens raak gesien kan word, deur die dade waarvoor ek en jy bestem is. Laat ons daardie dade sal doen, sodat Christus, die Vader en die Gees, deur my en jou lewe verheerlik kan word. Ek wil net 'n oomblik gee waar jy met opregte hart en met eerlikheid met die Here oor dit wat in jou lewe tans aan die gang is, kan praat. Dat jy dit aan hom kan bekend maak. En vir hom vra om jou te help om nuwe gedagtes te hê. Dis in ooreenstemming met sy wil is. Die lewe is. Gedagtes wat hy wil hê en jy moet hê, sodat dit oorgaan in goeie dade wat ek en jy moet uitoefen. Ek gaan net vir jou daardie geleentheid gee. Dan gaan ek vir jou ook bid, dat God so ook jou die leiding en die hulp en die Gees sal gee. Here, U weet U weet ook wat in ons lewens aan die gang is. U weet wanneer ons fouteer, U weet wanneer ons verkeerde besluite maak, U weet wanneer ons aanjaag en droog maak. Ons dankie dat U vir ons vanoggend herinner dat U 'n God is wat geduldig is en vir ons nog kansse gee. Maar dat U ook vir ons
nuwe lewe wil gee, lewe in volheid. Ons wil U net daarvoor dank. Here, dankie dat U sê dat ons na U toe kan kom met ons gedagtes, waar dit nie altyd opreg, skoon, of eerlik, of hoe ook al is nie. Dankie dat U sê dat ons met ons gedagtes na U toe kan kom, en dat ons U kan vra om ons gedagtes nie te maak en vir ons nuwe gedagtes te gee. Here, ek wil vir elkeen bid wat vanoggend hierdie woorde hoor, dat hulle gedagtes in lyn sal wees met U gedagtes. Dat hulle gees in lyn sal wees met U gees. Dat hulle lewe sal lyk soos dat U wil hê ons lewens moet lyk. Dat ons volkome sal lewe waarvoor U ons geroep het om te lewe, en dat ons lewe sal wy en sal rig aan die goeie dade waarvoor U ons bestem het. Here, dankie dat ons weet dat U vir ons die beste wil gee. En Here, dat U ons wil gebruik en dat U in ons lewens sigbaar wil wees. En Here, dankie dat ons weet dat U 'n plan en 'n doel en 'n droom en 'n weg vir ons lewens het. En dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Here, hoor elke hart en elke gedagte wat na U uitroep. Elke gedagte wat nie meer weet wat se kant toe nie. Elke hart wat seer het deur besluite wat gemaak is of deur ander mense se besluite wat gemaak is en hulle seer gemaak het. Here, hoor elke huil, elke traan wat vir U vloei. Here, en kom vee dit af en help ons om nuwe gedagtes te kry, gedagtes wat sterk is, gedagtes wat vir ons moed gee en krag gee, gedagtes van hoop, en gedagtes van liefde, maar ook gedagtes van vergifnis, sodat ons ander kan vergewe, en so ook onsself. En Here, mag ons gedagtes nuut kan wees, sodat ons lewe, 'n lewe kan lewe wat voluit is, en 'n lewe kan lewe sodat ons lewens beklemtoon kan word deur die goeie dade wat ons doen. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nou geleentheid vir ons gee om so ook die Here se naam groot te maak deur dit wat ons ook nou gaan sing. Kom ons staan, dan sing ons hier so slotlied saam. Dat
Dankie dat jy pligsgetrou jou tiende gee. Dankie dat jy koninkryksbouer is en so ook help die koninkryk uitbrei en 'n verskil maak. Ons het 3 maniere van gee hier by die gemeente, soos wat julle reeds doen en reeds weet, kan jy kontant bydra lewer. Ons tweede manier is natuurlik EFT bydraes wat jy kan lewer en maak. EFT inbetalings kan gedoen word. Hier is ons bankbesonderhede. En dan wil ons 'n derde manier van gee aan julle bekendstel, naamlik SnapScan. Julle is meer as welkom om SnapScan die toep op jou foon af te laai, verbind dit met jou bankrekening, neem ons QR-kode af en sleutel die bedrag in wat jy wil gee. Ek wil julle herinner aan Maleagi 3 vers 10, waar die Here vir ons sê laat ons hom kan toets met ons tiende. En waar hy vir ons sê, laat ons tiende na die voorraadskamer toe moet bring, en dat hy soveel seën oor ons lewens sal uitstort. Dankie vir jou wat 'n bydrae maak, en dankie vir jou wat gee. Is ook so aan die banke geplak, julle kan dit daar afneem, en vir die wat sukkel met die app, ons kan julle help, ons Ria en Johanay, en so 'n paar van ons wat daar is en beskikbaar is om julle ook te kan help en deur die stappe kan neem. Dan wil ons vir julle dankie sê vir julle bydraes wat julle maak en dankie vir die tiendes wat julle gee en dankie dat julle so ook 'n verskil maak. Ek wil graag julle seën met die volgende seën en vir julle sê dat die Vader van liefde ook so ook met julle is. Dat die genade van die Gees ook met julle elkeen is. En laat die liefde van Jesus Christus ook met julle sal wees. Amen. Amen. Geniet die dag, daar's lekker koffie buite.